Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan elkeen van julle vanmôre. Laat ons iets hier gesit. Ek wil vra vir die Jakens asseblief. Daar in voorportaal is pakkies. Elke gesin moet een van die pakkies kry vir die erediens asseblief soos die Jakens ons gou kan help. Ons moet nou terwyl so 'n bietjie net na van die afkondigings verwys. Ons gaan help om net die pakkies aan die voorportaal uit te deel aan die gesinne. Is net een per gesin. Dit is belangrik want jy gaan dit tydens die erediens van die nodig het, so moet jy begin op, dan ek wil dit op ons reg gekry het. Nou baie welkom aan elkeen van julle hierdie jaar. Ons vertrou dat dit 'n goeie jaar gaan wees, dat die Here regtig met ons ook in hierdie jaar gaan 'n pad stap, 'n opwindende pad stap, nuwe pad stap in baie opsigte. Ons weet dat ons ken op aftree 27 Februarie, klaar maak. En baie dinge wat anders gaan wees die jaar as gewoonlik. So trou dat ons so 'n bietjie los kan kom op vir COVID. Dit is daarmee gepaard gaan. Dat ons net 'n bietjie meer vryheid en beweging op kan hê. Maar mag hierdie jaar elkeen van julle 'n geseënde jaar wees. Mag jy regtig hierdie jaar beleef vir die Here saam met die pad. Hierdie reis stap. En dan mag ons regtig weer ontdekking opnuut weer van sy woord, van die Bybel, van die stories in die Bybel, dat ons elke reg moet gaan sien. Nou, ek gaan nie verskrik by elke stil staan, jy het voor die tyd, het jy dit gesien op die muur, jy het een ontvang, daar is nog beskikbaar. Kyk asseblief daarna, belangrik week van gebed, begin vanaand half 7, is elke aand tot en met donderdag aand. Ek het hom in Januarie doen het om die weet. Die intrekkers asseblief, die boek is al voor die voorportaal, wat daar invul. Ons kyk na die vestiging, ons die 13 Februarie doen. En ons produkte maak ons om die draai. Ons praat ook vir naast ons om dit. Ook hulp van die kant af, waar die kan. Elke kant gepraat vir kinderkerk hulp. Agter op die bladsy is daar so 'n paar plekkies waar ons nog 'n persoon op die soek. Dat ons kan vermeld. En dan is die inligting rondom die gemeente se webtuis, dit is wel om die app af te laai by skool of tablet of rekenaar. Mense wat wil. Broers en susters, die kerk van Monaco is beskikbaar by die kerk in Monaco. Ons het nie soos in die verlede gemaak dat elke diaken of ouderling 'n pak van Monaco in sy pakkie ontvang en hy al daai goed uitdeel nie. As jy al Monaco wil hê, vra ons asseblief dat jy by die kerk kantoor vir een sal kom kry. En as jy nie kan nie, is jy welkom om dan vir die diaken te vra, asseblief, as jy dalk wel omgaan, kry vir my net almanak en bring my in saam. Ons het nie weer 800 almanakke gedruk en het vir almal uitgedeel, want dit mors ongelooflik baie. So daar's genoeg gedruk, maar as jy een wil hê, vra asseblief dat jy een sal kom kry, of dan vra dat die diaken vir een bring. Maar die diakens of ouderlinge gaan nie by elke huis kom van skoolste almanak uitdeel, ons is ongelooflik baie manier. O ja, dan het daar 'n armbandjie, dit is so van 'n parel armbandjie verloor, omdat sy daarvoor op die trap opgetel, as ek van eers wat die armbandjie verloor het, ek het nie by my, en ek kan nie kry.
net in die woorde van die Here. Weer is warm, ons almal kry warm. Dankie as jullie ervaar. Deze tyd gewees, die eerste week van die jaar het begin het, almal het deur verandering gegaan. Dan kom ons ontspan so 'n bietjie daarop. Raak iets stil. Ons vra dat die Here ook nou sal kom ontmoet en saam met ons sal wees en hierdie diens ook ons sal leer. Kom ons maak dit. Here, wat 'n voorreg is nie om hierdie nuwe kwartaal weer te kan begin. Net te kan vra, Here, dat U van die eerste 3 jaar saam met ons sal stap. Om die werksaamhede sal wees vir ons gemeente, en met ons gemeenskap sal wees in die tyd, en die nuwe jaar wat voorlê, en ons land sal wees. Dat die werklik ons sal help om in hierdie jaar net saam met U te reis, agter die ander stap nie, koning, maar werklik 'n verskil te maak. En wat ons ook al doen, waar ons ook al besig is. Ons bid vir die leiding, Here, ons bid dat U sigbaar, hoorbaar, voelbaar ons lewens teenwoordig sal wees. Ons bid dat U ons hand sal vat. Ons elkeen sal help. Om U te verteenwoordig en te verheerlik in alles wat ons doen. Vanmôre se diens waar ons hier saam is as die kinders, en ons vra dat U ook ons hier sal help. Om U hart op te hoor, om U stem te hoor. Om te hoor wat U ons elkeen wil sê. Met die woordigheid te voel. Dankie dat U hier is. Dankie Here dat U reeds al vroeg af hier was. Om ons te ontmoet om saam met ons te wees. Dat U ons rustig maak in ons hart en ons gedagtes. Sodat ons ook so U sal ervaar. Mag U die diens alleen verheerlik, mag U dit groot maak. Mag elkeen van ons 'n rol speel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, Here, wil ek elkeen kom groet op vanmôre met sy liefde, met sy genade en met sy vrede, wat oor elkeen uitstort, sonder enige limiet. Hy hou niks terug. Mag jy dit so ervaar. Ons gaan lekker groot maak vanmôre met 'n paar liedere. Ons so 4 liedjies sing vir die tyd. En ons wil net vra dat jy sal vergeet van wie rondom jy is, wie daar kan hoor hoe vals jy sing, of hoe vreemd dit klink as jy rondom maak om te sing. Nie een van ons sê hoe, maak jy ons lief oop en laat uitkom wat moet uitkom, sodat jy die Here se naam groot maak. Dis waar het gaan vanmôre. Maar die Here het ons elkeen gemaak, ons elkeen spesiaal gemaak, ons in 'n oorlediens. Hy het jou gemaak nes jy is. Hy het jou gemaak nes jy is om hom groot te maak. Waar jy ook al is. Met dit tyd in jou hande geplaas het, in jou hart geplaas het, in jou gedagtes geplaas het. So maak hom groot nes jy is. Moenie terughou, moenie terugstaan. Kom ons staan op en ons maak Here se naam groot met die paar liedere. Thank
Ons wys ons sommer as ons oormoedigheid het, die groot ons God is, en hoe almagtig hy is, die God wat alles gemaak het, wat my en jou gemaak het, en ons in sy hande. Be
Here ons het gesing dat U alles is. U is ons alles, U is ons begin, U is ons einde, U is ons lewe. Niks kan begin, niks kan eindig, niks kan wees sonder U, Here. Dit kom bely ons vanoggend, dit kom skree ons uit, dit kom roep ons uit, en dit kom leef ons op vanoggend in hierdie diens. Daarom kom brand ons, of kom vra ons, Here, dat U opnuut net weer die vlammetjie in ons lewens aan die brand steek. Die vlammetjie wat glo. Die vlammetjie wat brandend is en wat in die wêreld wys, U lig laat skyn, die lig wat sê dat U is in beheer, U regeer, U is Here, U is koning. U is die skepper God. Jy hou alles in die hand. Mag U vanmôre op iets daarvan met ons deel weer, Here. Mag ons dit raak luister, mag dit deel word in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre gemeente. Ek is so wonderlik om hierdie jaarlikse gesinsdienste te begin. Ons wil hê vanoggend moet julle 'n bietjie saam deelneem. So kan ek net sien, is daar 'n gesin, al is dit een persoon so 'n gesin wat nie 'n pakkie het nie. As jy nie 'n pakkie het, steek asseblief jou hande op. Want ons sê vra asseblief dat die jaarlikse die laaste kan help met dit gaan uit te deel. Sien jy, hierso is 'n paar gesinne wat het soos 5 is 'n pakkie skool. Okay, kan ek ook vra, as daar mense is wat twee by mekaar is, kan ek ook vra dat julle deelneem as gesinne, dat ons net van die ander gesinne ook net wat in die groter is, dalk net kan gee. Dan kan julle saam werk in een pakkie uit. Die ander goeders gaan julle al skryf, dis net vir hierdie aktiwiteit. Baie dankie. As daar is wat kan saam deelneem, sal dit wonderlik wees. Goed, so vanoggend is dit tema gaan oor die begin. En vanoggend wil ek hê julle moet julle sintuie en julle alles wat julle het wat die Here vir julle gegee het, gebruik word. So julle sal sien in daai pakkies is daar 'n sakkie wat jy nie mag oopmaak. So kan julle so dat daai sakkie net gaan uithaal. Die sakkie lyk so. Goed. En in daai sakkie gaan julle geleentheid kry, elkeen in die gesin of elkeen wat by mekaar sit as vriende of familie, gaan 'n geleentheid kry om jy moet jou hand insteek en dan moet jy voel en probeer raai wat jy in jou hand het. Nou as al die goedjies wat 'n bietjie moeilik is, so dan kan jy net dan kan die ander vir hulle so 'n bietjie leidrade gee. Okay, maar jy mag sê wat dit is nie. Goed. So elkeen in die gesin of in die vriendekring of julle by mekaar is, kry geleentheid om jou hand in te druk, te probeer raai wat dit is en dan te sê wat dit is. En as jy nie seker is nie, kan die ander vir die leidraad gee. Ons gaan 'n paar minute vir daaroor.
Dit is vir tieners, so ouers kan ook julle tieners gebruik, naskoolse jong mense, en selfs vir ons volwassenes. Dis daar vrae ons baie keer vra, en dit help ons baie keer net. So, vir 'n hele week lang, gaan ons regtig stil staan by die storie wat ons elke Sondag mee saam gaan leer, en saam gaan luister, en saam gaan ervaar. En ons wil julle uitnooi om regtig net deel te raak van hierdie reis, want dit is so 'n opwindende reis, om saam met die Here deur sy woord te gaan, en net 'n nuwe ontdekkings te maak. So die eerste deel is daarso, dis so uitgedruk vir julle, maar as jy wil deel raak van om 'n weekliks te ontvang, kan jy net vir my 'n WhatsApp stuur, en ek sal op 'n weeklikse basis, elke keer na die erediens op Sondagmiddag, sal ek vir julle die hele gesinstyd deel stuur deur WhatsApp, en sê jy sê ek wil iets doen vir julle. So maar raak weer, ons weer daar uitgooi, raak asseblief deel van hierdie reis, en laat hierdie vir julle 'n nuwe ontdekking wees van God se reis, God se storie, die ons elke en in sy woord. Dankie Ulrika. Genesis. Nou dan. Ja, hierdie tema wat ons hier gaan doen is 'n reis wat ons saam met God reis. En daarom as ons nie deelneem nie, as ons nie op daai toerbus is nie, of in daai vliegtuig is nie, op daai boot is nie, dan gaan ons uitmis. En daarom het ons besluit om elke Sondag 'n storie te hanteer wat heel so die reis is. Waar ons opnuut weer gaan kyk na wat God in sy woord ons leer. Uit die stories uit. So kinders, groot mense, ou mense, almal kan lekker saam luister en hoor wat die Here se wil is. En vanoggend gaan ons stil staan by die heel eerste storie. Die heel eerste storie van die Bybel. Die heel eerste storie waar ons iets ontmoet van wie God is. Waar God homself so 'n bietjie vir ons kom wys. En waar hy vir ons sê wie jy is binne die groter storie. En dit uiteindelik is die rede hoekom die Bybel 'n groot storie is oor God. Is sodat ons nie net God kan ontmoet nie, maar ook kan verstaan, kan besef, kan begryp waar ek inpas in die groter storie, die groter verhaal wat God met sy eie hand kom skryf. Kom ons luister na Genesis 1. Kom ons luister na die skepingsverhaal. Kom ons hoor opnuut weer wat God daardeur ons elkeen wil sê. Genesis. God skep Adam en Eva. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Genesis 1 vers 1. Alles het begin toe God sê, laat daar lig wees. God het lig en donkerte van mekaar geskei. Alles in een dag. God het die donker nag genoem en die lig dag. Dit was die heel eerste dag. Die volgende dag het God water gemaak. Dit het geborrel en gespat. En die aarde was vol riviere en oseane en damme. En ver bo die aarde het God die lig gesit. En dit het 'n hemel genoem. Alles in een dag. Dit was die tweede dag. God het die spattende water eenkant gestoot om land te maak. Hy het bome gemaak met wortels wat diep in die sagte grond ingroei. Toe maak God verskillende soorte plante. Sommige met vrugte en sommige met kleurvolle bome. Alles in een dag. Dit was die derde dag. Toe maak God die son en die maan. En hy sit hulle in die hemel. Hy het die son gemaak om gedurende die nag te skyn en die maan om gedurende die nag te skyn. God het ook sterre en planete gemaak. En hy het hulle oor die hele hemel uitgesprei. God het die sterre en planete oor die verskillende seisoene aandui. Hy het gesien dat alles goed was. Dit was die vierde dag. Toe maak God verskillende seediere en visse om in die water te bly. Hy sit op verskillende soorte voëls in die nag. Sommige voëls is groot, hulle kan zweef, en sommige voëls is klein en so mooi. God het al die waterdiere en voëls in een dag gemaak. Dit was die vyfde dag. Toe maak God verskillende soorte wilde diere, lam, korp, voorlig, gaan, maan, vet, sommige brug, sommige spindel en sommige boom. Hy het elke dier volgens sy soort gemaak. En hy het gesien
presies soos ons, sodat hy saam met ons kan regeer. God maak Adam die heel eerste man. Toe maak hy Eva, die heel eerste vrou. Hy het Adam en Eva gemaak om 'n verhouding met hom te hê. En hy het gesien dat hulle baie goed gemaak het. God het Adam en Eva geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en word baie. Help my om die skepping te regeer, deur my visse in die see, die voëls in die lug en die diere op die grond om te sien. Hy het die wilde diere en die mense alles in een dag gemaak. Dit was die 6de dag. Toe het God al die werk waarmee hy besig was klaargemaak en gerus vir die hele dag. Hy het die 7de dag geseën en een kant gesit as 'n rusdag. God het alles gemaak en nou is die wêreld en alles wat in dit is gereed vir elke dier om te begin. Wat jy moet ontdek, God het Adam uit stof en grond gemaak. Toe maak God Eva uit een van Adam se ribbenbene. Memoriseer Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Soos enige goeie aksierolprent, noem maar Spider-Man wat ook nie weer op die kinies wys as ander weergawe vir hom. Is die eerste moment van daai rolprent van daai film verskriklik belangrik. Want as jy mis wat in daai begin gebeur, daai eerste momente gebeur, dan vat dit jou die hele rolprent en presies uit te vind, maar wat gaan nou eintlik aan? As jy nie weet dat Spider-Man in die begin van die rolprent verbykom deur 'n spinnekop en dis hoe my Spider-Man word nie. So jy nie geweet het wat eintlik waar hy vandaan kom en wat het gebeur het en hoekom hy is wie hy is. En dit is wat Genesis 1 so belangrik maak vir my en vir jou, as ons na die storie van God in sy woord kyk. Hierdie eerste moment, die eerste hoofstuk, skets vir ons die groter prent van wie God is, van sy betrokkenheid in my en jou, sy betrokkenheid in die skepping, en hoe belangrik dit is om te besef dat hy besig is met elkeen van ons, met die hele skepping, elke oomblik. Hierdie eerste hoofstuk kan ons amper sê is die groot knal van die skepping. En wees op ontspanne daaroor, dis nie Big Bang teorie van die evolusie waarmee jy besig is nie. Dis die groot knal van God wat homself aankondig deur te skep, deur te maak, deur te vorm. God wat sê, laat daar wees. En God wat alles wat ons skep, alles wat ons weet bestaan op hierdie aarde, baie kunstig, baie besonders, baie persoonlik, deel van hom daarin sit en dit maak, dit vorm. Hierdie openingsmoment wat ons nooi, wat my en jou nooi en sê maar kom reis saam. Kom reis saam, kom luister saam vir die groot storie van die groot God wat betrokke is by alles wat is. Die groot knal van die onpersoonlike God wat een kan staan en totdat dit alles gebeur het, maar 'n groot God wat betrokke is, wat in dit is, wat deel is van die hele skepingsdaad. Wanneer jy 'n oë sou toemaak en dan sou luister na die skepingsverhaal, dan kan mens amper die hand van God sien wat soos 'n skilder besig is om hierdie reëdoek voor hom stukkie vir stukkie te begin invul, inkleur, sy besig is om te skep. Maar dan is letterlik eers niks, absoluut niks. En God wat na die niks kyk, en sê maar ek wil iets maak. Die eerste 3 dae keer hy in baie kunstig, meesterlik, deur 3 verskillende plekke, 3 verskillende ruimtes te skep, waar hy die storie, die verhaal, die skildery as het ware, verder kan invul.
Dag 1, lig en donker. Hy skep 'n besonderse ruimte. 'n Ruimte wat vir my en vir jou, vir die slimste mense op hierdie aarde nog steeds vandag redelik onbekend is. Wat ons nie lekker kan begryp met die lig en donker. Hy skep in die tweede plek, skep hy die lug en die water. Dit wat daar bo is, en dit op die aarde is, die water, die see, dat dit die mysterieuse, magtelike groot plek is, waar ons tot vandag nog steeds besig om te ontdek wat alles daar binne is. Dan skep hy die land, die stuk vastigheid, waar uiteindelik die res van sy skeping op inkleer. Dit wat lewe op plaas laat wees. Dis wat dag 4, 5 en 6 doen. Dag 4, 5 en 6 kom vul op al die ruimtes op wat hy gemaak het. Lig en duister, of lig en donker, kom maak hy vol met die son, wat die groot lig is, en die donker in plaas van die maan, wat net die son se lig weerkaats, maar dat nog steeds 'n lig is in die donker deel van wat hy skep. Hy kom maak die donker deel vol met planete, met sterre, wat alles help om lig te wees in die donker deel wat hy skep. Maar hy maak dit kunstig vol. Hy kom kleed dit in. Dan kom maak hy in die hemel daarbo voëls. Alles wat kan vlieg. Alles wat dan in hierdie ruimte, in die lug kan leef en kan floreer. Binne die water wat hy geskep het, op plaas hy al die seediere, al die visse. Hy kom maak daai ruimte vol met alles wat in die seediere. Dag 6 lê die droë grondmassa. En God kom kyk na die droë grondmassa wat ons die aarde noem, die droë grond noem. Hy kom vul dit in. Hy kom kleed dit in. Hy plaas alles wat leef. Diere, mense, plante, noem dit maar op. Alles wat ons met ons oë, met ons sintuie kan waarneem wat leef, plaas hy binne hierdie ruimte. Groot knal van sy skeping, eindig hier op die 6de dag. Met die kernpassie, met God se grootste liefde, met sy hart se punt, wat hy kom maak. Die mens, ek en jy. Hierdie mens kom vorm hy, maar anders as die ander wat hy gemaak het, ander lewende wesens wat hy gemaak het. Kom vorm hy die mens, sodat die mens jy soos hy sal wees. Soos hy sal lig, soos hy sal kan optree, sal kan dink, sal kan doen. En dan alles wat hy gemaak het, in plaas van die mens, en sê maar, jy is my belangrik, jy is my kosbaar, jy is my die mooiste van alles wat ek gemaak het, jy verteenwoordig my, jy is letterlik my verlengstuk van my arm in hierdie skepping wat ek gemaak het, en ek stuur jou in hierdie skepping in. Ek stuur jou met 'n spesiale boodskap, om hierdie aarde wat ek gemaak het te woon, om dit te bewerk, seker te maak, dat dit met groei kan groei, sodat kos kan voortbring, graan, mielies, al die ander dinge wat ons kan gebruik om te eet. Sodat al die bome wat vrugte dra, ons vrugte dra, al die plante wat met blom kan blom. God sê ook vir my en vir jou, baie belangrik. Ek plaas jou in beheer van alles wat ek gemaak het. Jy moet oor dit regeer. Jy moet dit bewaar. Jy moet beskerm. Jy moet baie mooi kyk na my skepping. Want alles wat ek gemaak het, is vir my mooi, is vir my goed. Maar jy wat vir my baie goed is, vir my baie mooi is, moet baie mooi kyk. Jy is die belangrikste. Jy is die belangrikste van alles wat ek gemaak het. En namens my, moet jy baie mooi kyk na alles wat ek gemaak het. Sodat dit vir baie lank nog vir my baie mooi sal wees. Baie goed sal wees.
iets om na te kyk. Want God het geskep soos enige meesterkunstenaar, het hy geskep vir sy plesier. Hy het geskep vir sy genot. Hy het geskep omdat dit vir hom lekker was. En dit het hom vreugde gebring. Dit het hom bly gemaak, toe hy klaar geskep het en teruggestaan het en na alles gekyk het wat hy gemaak het. Ons moet seker maak, hierdie skeping hom bly maak, wat nog steeds mooi is, nog steeds goed is, nog steeds is soos hy geleer het wees. En ek en jy, ons het 'n verskriklike belangrike taak, om seker te maak, bly so. So begin die reis, God se reis met ons. God wat oor die aarde uitskep, die grond uit, letterlik 'n moddermannetjie. God wat Eva skep uit sy ribbebene, deel van Adam, saam mens, om te heers, om te regeer, om te sien, om op te pas, om te versorg. So begin ons reis saam met God, hierdie stories van die Bybel. En elke storie, soos ons reis in die Bybel, kan 'n nuwe land wees wat ons besoek. Nuwe besienswaardigheid wees wat ons besoek. Gaan iets niets wees wat ons hoor oor God, van God, en van sy verhouding met ons. Gaan ons net opnuut weer besef dat hierdie God 'n persoonlike God is. 'n God is wat jou sien, jou liefhet, vir jou omgee, vir wie jy baie spesiaal is, baie kosbaar is. Daarom, liewe vriende, broers en susters, kinders, mag ons nie terwyl ons reis, soos baie reisigers, soos baie toeriste, net oop ontstaan en kyk en verbasing na alles wat ons sien, na alles wat ons hoor, na alles wat ons ervaar. Ons moet deel word van hierdie storie. Ons moet toelaat dat ons 'n karakter word in hierdie storie wat God skryf. God wat die auteur is, God wat die regisseur is, God wat die toergids is, God wat voorloop, wat vir ons alles wys, maar wat ons nooit sê, kom word deel hiervan. Sorg dat jy 'n karakter word in hierdie verhaal, in hierdie storie, sodat jy werklik kan besef, nie net wie God is, maar wie jy vir hom is. En wat hy wil hê, jy moet wees in die groot verhaal. Soos elke land, elke besienswaardigheid, elke plek reëls het, riglyne het wat gevolg moet word, moet ons, as ons dit besoek as toeriste, en dan later as karakters binne die verhaal, ook seker maak, ons binne daai reëls reis, en dan gaan ons God werklik ontmoet. Elke storie gaan met ons iets deel wat ons van self opvat. Elke storie gaan ons op uitnooi en sê maar word deel hiervan. Bær dit in jou hart, bær dit in jou gedagtes, maak dit deel van jou lewe. Want dit gaan jou help, maar uiteindelik, die eindbestemming, die eindhoofstuk, die groot eindtoneel van die verhaal, saam met God te bereik. Solank die storie staan, en die deel is van die storie, gaan jy die groot prentjie mis. Gaan jy verseker die einde van die groot verhaal mis. Ons eerste stop, waar ons vanoggend by stil te staan, Genesis 1, die skepping, kom sê vir my en vir jou, en dis wat ons môre saam met ons moet vat. God is in beheer. Hy het alles gemaak. Alles daar geplaas. Baie goed gemaak. Met sy eie hand. Hy is in beheer. Die skepper, die auteur, die hoofkarakter, die toergids. Môre se storie sê vir my en jou, wat hy ons gemaak. Vir
vir my en vir jou gemaak het. Sy oogappel, sy hartsepunt, sy kernpassie. Die mens met wie hy in 'n verhouding wil staan, elke dag, elke oomblik. Die heel belangrikste van sy skepping. Kroon van sy skepping. Môre se storie, om sê vir my en vir jou, dat ek en jy so belangrik is vir God. So belangrik is dat hy ons in beheer sit van alles wat hy gemaak het. As jy ooit dink, maar wie is ek nou? Onthou dit, jy is God se bestuurder. Jy is God se regerder. Jy is soos 'n koning van God in hierdie wêreld. Hy sit jou hier, die belangrikste, die beste, om te heers, om te regeer, om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Wat ons môre ook saam moet vat, is dat ons nooit mag vergeet, is dat wat ook al met hierdie skepping gebeur, van die dag wat God ons in beheer gesit het, tot hy terug om ons weer te kom haal, en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te gee. Dis wat hier gebeur, grotendeels afhanklik van my en van jou. Ons is grotendeels verantwoordelik vir wat in hierdie skepping verder gebeur. Want ons is in beheer. As ons droog maak met die verantwoordelikheid wat God vir ons gee, kan ons dit sien daar buite en dit wat God geskep het. As ons gehoorsaam is en werklik met verantwoordelikheid bewoon, bewerk en bewaar, gaan ons dit sien daar buite en dit wat God vir ons gegee het om oor te heers. Daarom mag ons nooit vingers wys en sê dis God. Maar moet ons altyd eers na onsself kyk, onsself vra, het ek gedoen wat hy gevra het? As ek verantwoordelik het hy vir my gegee, sy totale skepping, bewoon ek het reg, bewerk ek het reg, bewaar ek het reg, soos hy wil hê. Ons is verantwoordelik. Maar ons stap nie alleen nie. Ons stap saam met hierdie groot persoonlike skepper God, wat vir jou lief is, wat vir jou omgee, dat jy in sy hand hou. En vanmôre kom nooi, en elke dag van jou lewe kom nooi, as jy jou oop maak, saam met hom, deur sy storie te stap. Mag ons hierdie jaar beleef, streef het nie saamkom deur sy storie stap, en opnuut weer ontdek wie God is, en wat 'n rol, wat 'n karakter, wat 'n deel ek het in sy groot storie. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre opnuut net weer kon stil staan by die storie, waar ek begin met die groot verhaal, die skepping. Dan het ons net weer kon onthou, Here, net nie kon sien wat jy gedoen het, wanneer jy dit gedoen het, en wat sal ons gespeel as die kinders binne dit alles. Dat alles hier net toevallig gebeur het, en groot ontploffing uit niks uit, en alles uit daai niks uit ontstaan het, maar hier 'n God wat betrokke is, wat by dit was, wat deel was daarvan, wat dit laat begin het, dat alles met die hand gedoen het. Dankie dat ons kan hoor vanmôre wat sy verantwoordelikheid ons weer sê, Here. Alles so mooi, so goed te hou, soos ek dit in die begin gemaak het. Dankie vir ons vanmôre, Here, dat ons wil help daarin. En as ons so saam gaan reis deur die jaar, Here, die groot storie van die Bybel, mag ons getrou agter U aanstaan. Mag ons oop wees om te luister, ons oop om te sien. Mag ons sintuie opgeskerp wees om te beleef, Here, wat U wil hê ons moet beleef. Dat ons deel sal wees daarvan, ten volle, ons wat die belangrikste is op hierdie aarde wat U gemaak het. Wees met ons elkeen so, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
om te staan in wonder en met mekaar net te deel oor die dag van die vraag. So ons wil julle geleentheid gee as gesinne, as familie, as mense wat dit saam aan mekaar sit, om 'n bietjie te gesels oor die volgende stellings. Die eerste twee is, ek wonder hoe dit gevoel om alleen in die donker te wees. Ek wonder hoe dit vir jou om alleen in die donker waar niks is te wees. So gesels met mekaar so van die donker. Is dit weer? Is daar altyd 'n gunsteling ding wat jy daar sien? Jou gunsteling ding, as mens op reis was, dan sê mens, joh, dit is my gunsteling. So vandag mekaar, wat is jou gunsteling ding wat God gesien? Wat is daai een gunsteling ding wat God gesien? Dan die vraag, ek wonder wat jy anders sou gedoen het as jy alles gesien het. Wat sou jy anders doen? En die laaste wonderstelling is, ek wonder hoe ons die aarde kan bewaar. Gesels met die mekaar oor hoe ons as gesin, as vriende, as gemeenskap genodig is. Die aarde wat God ons het gegee, die skepping bewaar. Dankie Ulrika. Ja, ons elkeen dink ek kan uitgaan vanmôre met so ietsie rondom die storie wat ons gehoor het. Ons gaan saam met ons stap, ons eie maak. Ons sluit af die projekte opgans van die Here lees en daar van die stap gespooi van twee liedjies sing om jou af te sluit. Eerste is baie bekende saam met Jan de Wet. Daar's visse in die water, kyk ons swem rond. Almal ken dit, baie van die groot geword met die liedjie. Of tot ons met as kinders op vandag, ons sing dit lekker saam. As visse in die water, kyk ons swem rond en dan ons direk daarna oorgaan. Kyk ons weet. Kom ons staan.
Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou genadig wees en aan jou sy vrede gee. Die Here sal jou omring met sy liefde en saam met jou die pad stap.